Goeiedag broeders en susters en almal van julle wat saamluister. Ons is nou weer in ons studies in ons Nederlandse geloofsbelijdenis hierdie week. Ons is op die oomblik by die baie belangrike waarheid van die genoegsaamheid van die skrif. En ons kon nou in 2 vorige studies al lekker diep hierop ingaan. Kom ons sê net weer voordat ons verder gaan hierdie week en dan 'n studie in die genoegsaamheid van die woord afhandel. Ons sê net gou vir mekaar weer, wat is die genoegsaamheid van die skrif? Waaroor gaan dit? As ons sê die woord openbaring van God is vir ons totaal genoegsaam, dan sê ons beslis nie daarmee dat God se woord, die Bybel, die skrif, vir ons alles oor alles sê nie. Nee, ons het dit al gesê, dit sê nie vir die chirurg hoe operasies gedoen moet word. Nee, waaroor die genoegsaamheid van die woord wel gaan, is dat dit genoegsaam is om jou te bring tot geloof in Jesus Christus. Dit lei jou in verlossing in. Ons het niks anders nodig as die skrif om ons hierin te lei. Verder, die genoegsaamheid van die skrif of die woord gaan daaroor dat ons niks anders nodig het om vir ons God te openbaar, soveel sodat ons hom kan geniet en hom wil verheerlik in ons hele lewe. Die woord wys vir ons God. Die Gees laat ons in die woord God sien in al sy mooiheid en sy begeerlikheid en hy bring ons so daarby om God te geniet en God te verheerlik. En dan, die genoegsaamheid van die woord gaan ook daaroor dat God vir ons in sy woord wys wat sy wil is vir elke lewensterrein van jou lewe. Ons het niks anders nodig nie. Die woord is genoeg. Die skrif is genoeg. Ons sien dit byvoorbeeld in 2 Timoteus 3 vers 15 tot 17 en daar is baie ander skrifplekke wat dit ook wys en ons bely dit in ons Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 7 vanuit die woord. Maar nou belangrik, hierdie waarheid word aangeval van 2 kante af. Hierdie waarheid oor die genoegsaamheid van die skrif. Ons kon verlede week dit mooi sien, dit word aangeval vanuit die kant van die Rooms-Katholieke. Hulle sê nee, ons moenie werk met sola scriptura. Ons moenie werk met die skrif alleen nie. Ons moenie werk met die skrif alleen genoeg is nie. Hulle sê skrif plus tradisie. Wat hulle verstaan onder tradisie is die mondelinge woord. Mondelinge woord, nie skrifwoord nie, die mondelinge woord wat direk van Christus en die apostels afkom en van paus tot paus oorgedra word en die paus bepaal dan ook wat is daardie tradisie. Dit is die aanval van die kant van die Roomse kerk. Woord is alleen is nie genoeg. Dan is daar ook die aanval van die kant van die charismatiese groepe, jou anabaptistiese groepe in die tyd van die reformatie. Ook vandag jou charismatiese groepe wat sê dat 'n mens drome, visioene, allerlei ekstra profesie nodig het. Die skrif alleen is nie genoeg nie. Nou wat is ons antwoord op hierdie aanvalle? Verlede week kon ons sien, ons antwoord kom uit Efesiërs 2 vers 20. Kom ons hersien gou weer daardie antwoord. Efesiërs 2 vers 20 sê dat Jesus se gemeente gebou is op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. So hier is 'n prentjie, hier is die gemeente, hier is die fundament van die apostels en die profete. Baie belangrik, hierdie fundament kom dus van die apostels en die profete. Dalk meer akkuraat om te sê, Christus gee deur sy apostels en Nuwe Testament profete die fundament van sy gemeente en sentrum van daardie fundament is hy self, Jesus Christus self. So belangrik, 'n fundament is natuurlik iets wat voltooi word nie. 'n Fundament kry klaar, en mens hou nie heeltyd aan om by 'n fundament by te voeg nie. Daar kan nie iets by 'n fundament bygevoeg word nie, daar mag ook niks weggeneem word. En daardie fundament gaan oor die Nuwe Testament kanon, die skrif wat uiteindelik in sy volste volheid volledig en genoegsaam word. Deur Christus, deur sy apostels, deur sy Nuwe Testament profete. En as hierdie fundament nou afgehandel is, dan kan daar mos nie iets bygevoeg word. Nee, ons werk met sola scriptura. Die fundament alleen, die fundament wat kom deur die apostels en die Nuwe Testament profete, deur Jesus Christus wat dit deur hulle vir ons gee. En daarom bely ons
sola scriptura, die woord alleen, die fundament wat gegee is, reeds gegee is, alleen. Niks kan bygevoeg word nie, niks kan weggevaar word nie, want anders is daar nie 'n kerk nie, anders verkrummel die kerk. 'n Fundament wat skuif en beweeg, kan geen gebou bohou nie. Ons bely sola scriptura. Maar nou belangrik, en dis die vraag waarmee ons verlede week afgesluit het. Hoe moet ons dan 1 Korintiërs 14 vers 1 verstaan? En eintlik die hele 1 Korintiërs 14, waar Paulus baie klem lê op profesie, die gawe van profesie. Hy sê, jaag die liefde na, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. En hy wil hê die hele gemeente moet daar wees. Hy sê dit vir die hele gemeente, jaag die liefde na, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar gemeente veral om te profeteer. Nou, sê hierdie nie dat daar dan tog profesie moet wees nie. So wat is ons antwoord hierop? Hoe moet ons dit verstaan? Ons kan tog nie sê dat 1 Korintiërs 14 niks vir ons moet sê nie en dat dit eintlik verby. Nee, die hele skrif is ons gegee en nuttig tot lering, tot weerlegging, en die hele mens van God volkome toegerus vir elke goeie werk, volkome toegerus. Ons glo in die genoegsaamheid van die skrif en daarom moet 1 Korintiërs 14 ook met ons praat. Maar sê 1 Korintiërs 14 dan nie dat daar nog 'n profesie moet wees die hele tyd. So kom ons gaan nou vandag verder in op hierdie vraag en dan kyk ons wat is die wonderlike openbaring wat die Here vir ons ook gee in 1 Korintiërs 14. Nou baie belangrik vir die verstaan van 1 Korintiërs 14 is natuurlik die konteks. Ons moet 1 Korintiërs 14 binne die konteks van God se hele woord openbaring verstaan, anders verstaan jy verkeerd. So belangrik vir die verstaan van 1 Korintiërs 14 is die waarheid dat God se woord openbaring in elke fase van die koninkryk, sy koninkryk kom geskiedenis groei. In Christus volkome word, maar belangrik by elke fase genoegsaam is. Nou ons het dit so 2 weke terug ook stilgestaan by hierdie prentjie en hierdie waarheid gesien. Kom ons dink net weer 'n bietjie oor hom na, want dit is belangrik om hierdie te verstaan as ons 1 Korintiërs 14 wil verstaan. So, ons sê dat God se woord openbaring saam met sy koninkryk kom geskiedenis groei en uiteindelik volledig is in Christus. Die hele koninkryk geskiedenis bou op na Christus. Die Christus is die sentrale figuur. En in Christus is die openbaring wat aan mekaar groei saam met die koms van die koninkryk ook volledig. Maar dan, kom ons kyk net so gou 'n bietjie daarna, né? So byvoorbeeld, die Here gee openbaring daar in sy koninkryk aan die begin daar in die tuin in Eden, Genesis 2 vers 15 tot 17 en hy sê julle moet bewaak en bewaak en julle mag nie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. En daar is sy openbaring. Daar gebeur daar 'n rebellie in die koninkryk. Genesis 3, die sondeval. Direk na die sondeval gee die Here verdere openbaring. Genesis 3 vers 15, die moederbelofte, daar kom een wat die slang se kop gaan vermorsel. En dis 'n genoegsame openbaring vir God se kerk op daardie stadium. En dan gaan die geskiedenis aan en die geskiedenis gaan aan. En dit is die openbaring wat hulle het tot op die tyd van Noag en dit is 'n hele klompie jare, ek dink is ietsie so by die 1500 jaar. Maar daardie openbaring is 'n genoegsame openbaring vir daardie hele tyd van God se koninkryk kom geskiedenis. Dan in die tyd van Noag kom daar nog openbaring by. En dan is daai openbaring genoegsaam tot op die tyd van Abraham. By Abraham kom daar weer openbaring by. Dis Abraham op 'n prentjie. En dan is dit 'n genoegsame openbaring wat genoegsaam is tot op die tyd van Moses en Sinaï en die wetgewing daarby Sinaï berg en die profete wat daarna kom. En dan is dit 'n genoegsame openbaring tot dat Christus kom. Hebreërs 1 vers 1 sê dat God op baie maniere in die oudtyd gepraat het tot die vaders deur die profete, maar in hierdie laaste dae het hy gepraat deur die Seun. Nou is die openbaring volledig deur die Seun. Genoegsame openbaring, dit was genoegsaam in elke fase, maar nou is dit in Christus vol en ook genoegsaam.
En dan maak Christus, sien ons, deur sy apostels en sy Nuwe Testament profete daardie openbaring genoegsaam vol. So belangrik, en nou moet ons gaan vra, waar in hierdie proses pas 1 Korintiërs 14 wat gaan oor profesie, wat gedurig moet gebeur, waar pas dit in hierdie proses, in hierdie groei proses in? Kom ons kyk 'n bietjie daarna. In 1 Korintiërs 16 vers 8 wys, kom ons agter wanneer is die 1 Korintiërs boek geskryf. Paulus is in Efese as hy die 1 Korintiërs boek skryf. Hy sê, ek sal in Efese bly tot Pinkster toe. Dit skryf hy daar vanuit Efese, skryf hy dit in die 1 Korintiërs brief. Nou, in Handelinge 19 vertel Paulus van sy verblyf in Efese, en dit is tydens die 3de sendingreis. Ons begin lees van Paulus se 3de sendingreis hier in Handelinge 18 vers 8 tot 10. En daardie 3de sendingreis vind plaas hier rondom 53 tot 57 na Christus. Nou kom ons kyk 'n bietjie hier na die tydlyn. Wat gebeur hierso? Christus word gekruisig hier tussen 30 en 33 na Christus. Hy staan op uit die dood, hy vaar op na die hemel, hy stuur sy Heilige Gees, en so is Jesus besig om die woordopenbaring volledig te maak. Hy maak sy woordopenbaring volledig deur sy apostels en profete, en in die tyd van 95 na Christus kry ons die boek Openbaring, die Openbaring profesie, en dan is die woordopenbaring van God volledig, en dis 'n genoegsame woordopenbaring. Nou waar pas 1 Korintiërs in? Nou 1 Korintiërs lê hierso by 53 tot 57, so iets in die 20 jaar na Jesus se kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart. Ons is dus in die Korintiërbrief in die tyd waarin Christus nog op weg is na die volkomenheid van God se woordopenbaring. Ons is dus in 'n tyd waarin daar nog nuwe profesie moet kom. Wat nogals interessant is, as ons kyk na briewe van Paulus wat uit hierdie tyd dateer, soos sy brief aan Tessalonisense en sy Romeine brief, dan sien ons dat hy ook daar klem lê op profesie. Hy sê in 1 Tessalonisense 5 vers 20, verag die profesie nie. Romeine 12 vers 6 tot 7 praat oor die gawe van profesie. So terwyl ons nog op weg is na die skrif Openbaring wat volledig word, lê Paulus klem op profesie. Maar wat nou belangrik is, soos wat die apostels die einde van hulle lewe, daarmee ook die fundament lê, fase van die Nuwe Testament kerk bereik, skuif die apostelse fokus. Nou skuif dit na die genoegsaamheid van die skrif. Die genoegsaamheid van die skrif word al hoe meer beklemtoon. Nie meer profesie nie. Hier in 53 tot 57 word die profesie sterk beklemtoon. As 'n mens begin kyk na Paulus se Efesiërbrief, Tweede Petrusbrief, Tweede Timoteusbrief, Judas, dan sien ons dat in hierdie briewe die genoegsaamheid van die woord al hoe meer beklemtoon word. Hoekom? Want ons beweeg nou al hoe meer in die rigting van die woordopenbaring is volledig en ons het dus nie ekstra profesie nodig nie. Kom ons kyk 'n bietjie, hoe word hierdie waarheid van die genoegsaamheid van die skrif in hierdie boeke vir ons uitgewys, van daardie briewe. Natuurlik, Efesiërs 2 vers 20 het ons nou al gesien, hè? Die gemeente is gebou op die fundament van die apostels en die profete. Die fundament kom van die apostels en die profete af. 'n Fundament is vas, dis genoegsaam, dis waarmee ons nou begin werk. Petrus skryf, in 2 Petrus 2 vers 1, hoofstuk 1 vers 16 tot 19, skryf hy, ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons die krag en die koms van ons Here Jesus Christus aan julle bekend gemaak het. Maar ons was aanskouers van sy majesteit, want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor
kom toe ons saam met hom op die heilige berg was. Nou waarvan Paulus hier praat, Petrus hier praat, is die stukkie openbaringsgeskiedenis van die verheerliking op die berg. Petrus was daar saam met Jesus en ewe skielik glinster die mens Jesus se goddelike natuur net deur hom. Hy word skitterend wit en hulle sien dit en hier praat die Vader uit die hemel en hy sê dit is my geliefde seun. En Petrus sê dit was wow. Ons het hierdie ding beleef en dis nie 'n kunstig verdigte fabel. Hier is die werklikheid. Daar was meer as een getuie. Ons het dit gesien, dis reg. Maar dan sê hy hierdie interessante woorde. Hy sê, en ons het die profetiese woord wat nog vaster staan. Wat nog vaster staan. Geliefdes, hierdie is wow. En die woord van God, die genoegsame Ou Testament kanon, Nuwe Testament kanon wat jy in jou hande vashou. Die apostel Petrus sê vir jou, dit is baie vaster, 'n baie sterker getuienis van die werklikheid dat Jesus die ware Messias en verlosser is as sy ervaring daar op die berg. Ek dink hierdie gaan my verstand partykeer net te bowe. Hierdie is geweldig. Dit wys ons net hoe wonderlik die woord is. Maar jy sien die apostels begin soos wat hulle nou na die einde van hulle lewe gaan en die woordopenbaring al hoe meer vol word, begin hulle al hoe meer die klem sit op die woord alleen. Die woord alleen. Ons sien dit ook by 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 15 tot 4 vers 2, die hele skrif is deur God ingegee, nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. 'n genoegsame woord, jy het nie meer nodig nie. En dan sê Paulus hierdie woorde vir Timoteus, hy sê, ek beswoor jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk. En dan sê hy vir Timoteus, verkondig die profesie, nee, die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in lankmoedigheid en lering. Paulus sit die fokus op die woord, vroeër baie sterk gefokus op profesie, nou die woord. Ons sien dit ook by Judas, in Judas 3, hy sê, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Nou, hierdie geloof wat oorgelewer is, gaan nie oor ek wat glo nie, dit gaan oor my geloofsinhoud, wat ek glo. En dis aan my oorgelewer, dis aan my verkondig, dis daar die fundament van die apostels en die profete. En Judas sê vir ons, hy luister, werk daarmee, hou daarby, moenie daarvan afwyk nie. So, wat ons raak sien, as ons nou net hierdie kan teruggaan, soos wat die apostels die einde van hulle lewe bereik en ook so die fundamentlê-fase van die Nuwe Testamentse kerk bereik, skuif die fokus. Die genoegsaamheid van die skrif word nou beklemtoon en ons sien dit veral in hierdie later briewe, Efesiërs, Petrus, Timoteus, Judas. En nou kom hier 'n vraag. Ek wil net hier ons volgende punt toe gaan. Beteken dit nou dat 1 Korintiërs 14 vers 1 sê, jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer, dat dit nou eintlik nie meer op ons van toepassing is nie, en dat ons daai 1 Korintiërs 14 sommer na hom toe moet blaai en 'n skerpie moet vat, nou knip jy hom daar uit jou Bybel uit, en want ons het dit mos dan nie nodig nie. Nee. En ons kom dit agter, dat ons dit nie moet doen nie. As ons net so 'n bietjie kyk wat op aarde gaan aan in 1 Korintiërs 14, en dan sien ons daar dat die skrif en profesie in 1 Korintiërs 14 presies dieselfde funksie het. 1 Korintiërs 14 vers 3 sê Paulus, maar hy wat profeteer spreek tot die mense woorde van stigting of opbou, troos, Griekse woord is paraklesis, en bemoediging. Kyk eens na Hebreërs 13 vers 22, dan sê die Hebreërs skrywer, ek vermaan julle broeders verdra die woord van vermaning, want ek het ook maar kort aan julle geskrywe. So die Hebreërbrief is 'n woord van vermaning, 'n woord van paraklesis, of 'n woord van troos. Dus,
ek kan met die Hebreërbrief doen wat Paulus in 1 Korintiërs 14 sê, ek moet profesie doen. Maar nou dat die woord Openbaring vol geword het, gebruik ek die woord om daai profetiese roeping te doen. 1 Petrus 2 vers 2 sê, verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Aha, die woord sê Petrus doen wat profesie doen. Dit bou op, dit stig. Timoteus 3 vers 16 sê, dit is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing, dit vat al hierdie goeie saam. Die woord, die skrif, doen wat profesie doen. Soos na 1 Korintiërs 14 vers 24 tot 25 kyk, dan staan daar, as almal profeteer en daar 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, daar waar julle saam is in die woordbediening, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel, en so kom die geheime van die hart aan die lig, en so sal hy op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. Nou die woord is genoegsaam om presies ook hierdie te doen. Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge van die hart. So kom die geheime van die hart aan die lig. Die woord bring daardie geheime van die hart uit. So die woord doen presies dieselfde as wat profesie in 1 Korintiërs 14 doen. 1 Korintiërs 14 vers 31 sê, julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig kan word. Romeine 15 vers 4 sê, alles wat tevore geskrywe is tot julle lering tevore geskrywe, sodat ons deur die leidsaamheid en bemoediging van die skrif te hoop kan jy sien, die skrif doen wat profesie in 1 Korintiërs 14 doen. Wat moet ons hier uitleer? Hoe moet ons dit toepas? Dus, na die fundamentleggingfase van die Nuwe Testament kerk, vind profesie plaas deur die skrif op ons lewens toe te pas. En hier is 'n belangrike ding wat ons by moet sê. Om dit te doen is egter nie iets wat uit onsself uitkom, of deur slim geleerdheid kom, of iets van die aard. Nee, dit is steeds 'n gawe van Jesus deur sy gees, en elke Christen moet daarvoor bid, en dit ernstig soek, sodat ons mekaar kan opbou, bemoedig en vertroos vanuit die Here se genoegsame profetiese woord. Daar waar ons saamkom, is die woord in die middelpunt. Ons is rondom die woord vergader. Ons is bidend besig. Die Heilige Gees gee vir ons die gawe van profesie om die woord in ons elke dag se lewenssituasie toe te pas, sodat ons opgebou kan word, bemoedig kan word, vertroos kan word. En daarom bly ons by die wonderlike waarheid van die genoegsame woord, waarmee ons ook profeties in mekaar se lewens betrokke is. Nou julle moet 'n heerlike week verder hê. Goed gaan.